Ons gesels nou met die besturende direkteur van Gasvryheid by die Spier Wynlandgoed, Annabel Schreeders, oor die terugkeer van Spier Light Art. Die gewilde nagkunsfees vind vanaf 6 Maart tot 6 April plaas en omskep die historiese Spier Wynplaas in 'n magiese landskap waar lig, kuns en natuur saamvloei. Met meer as 20 Suid-Afrikaanse kunstenaars se installasies wat temas soos geheue, omgewingskwessies en die land se geskiedenis ondersoek, is dit 'n unieke ervaring waar besoekers saans deur die plaas stap en kuns op 'n heel nuwe manier ontdek. Annabel, goeiemôre, good morning en hartlik welkom. Goeiemôre, baie dankie. Goed, vir mense wat nog nooit Spier Light Art besoek het nie, hoe sou jy hierdie ervaring vir ons opsom of beskryf? Ja, ons is nou al in ons 8ste jaar en dit is baie populêr. So as jy nog nie gekom het nie, moet jy beslis kom. Jy kom so skemerse tyd aan, ek stel voor jy kry 'n glas wyn of ietsie om te eet vooraf, 'n piknik op die grasperke en soos die son ondergaan, begin mense rondstap so tussen die historiese geboue of by die eerste rivier langs en dan is daar 20 ligkunswerke en die natuur speel 'n baie belangrike rol. Die klank van die voëls en die paddas, dis regtig magies. Jy is nou besig om iets vir ons hier te beskryf wat enige iemand wat dit nie bywoon nie, net eenvoudig jaloers sal maak. Hoekom sê jy sê, of wat sê jy sê, maak ligkuns so besonders? Wel, elke jaar is absoluut iets nuuts. Baie van die kunstenaars is nie noodwendig ligkunstenare nie, maar hulle gebruik die medium as iets nuuts. En dit veroorsaak dat dit regtig baie kreatiewe werk is wat mens nie sommer sal sien in gallerye of so deur die jaar nie. Dis regtig 'n medium wat, soos ek sou sê, die kunstenaars challenge. Nou jy het nou verwys na die rol van die natuur, jy weet, wat hierdie belewenis betref. Die installasies word in die aand oor die hele plaas versprei. So ek sou sê my vraag is dan, hoe verander dit die manier waarop mens dan die kuns beleef? Wel, die natuur is amper soos 'n mede-kunstenaar. Dis regtig nogal belangrik dat die werke nie te naby aan mekaar staan nie, want dit is natuurlik lig. So jy loop so deur die donker en die lig en jy ontdek jou werke soos jy deur die landgoed beweeg. En is regtig ver uit mekaar uit bespras, so dit vat nog 'n tydjie en is baie rustig en almal gesels en so dis half sosiaal, maar ook baie stil en ag, is pragtig. Wel, ek meen daar is meer as 20 kunstenaars as ek reg is wat deelneem. Is daar miskien 'n paar installasies waarna besoekers spesifiek op die uitkyk moet wees? Wel, ek dink een van my gunsteling werke is die Ronald Abdou en die Zach Stewart, Burning, of brand. En dit is 'n brandende kar wat kommentaar lewer op hoe ons tragedie ervaar in die digitale era. En die plasing van die werk langs waddas op die werf is nog teenstrydig, so dit skep nogal 'n skokkende beeld. Maar dis terselfdertyd baie humoristies, want mense gaan lê daar voor die wrak en neem foto's en ja, dis net absoluut nie iets wat mens sou verwag nie. En dan strydom van 'n Merwe se werk en ander kunstenaars waarna mens kan uitkyk is Kenneth Shandu en Sam Zanfortuin en Kerem Seiler. Nou jy het nou verwys na die feit dat dit al die 8ste keer is wat hierdie fees plaasvind. Hoe sê jy dit oor die jare gegroei, ontwikkel of verander? Wel, elke jaar is vir ons self 'n groot verrassing. Ons weet nooit wat ons gaan kry nie. Ons het deesdae baie meer internasionale kunstenaars wat ook deelneem. So oor die jare het dit so meer, sou ek sê, belangriker kunstenaars gelok. En party jare speel klanke baie groot rol en ander jare speel beligting weer 'n belangrike rol. So ja, elke jaar is regtig iets anders. Nou vir iemand wat 'n aand daar wil beplan, ek wil graag by jou uitvind, wanneer is dit die beste tyd om te kom? En hoe presies werk hierdie roete deur die installasies wat dan nou so rustig gebeur? Okay, so almal kom so skemerse tyd daaraan en
soos ek vroeër gesê het, dit help om 'n bietjie van 'n glas wyn, of dit is natuurlik lekker om 'n glas wyn of ietsie se kram te eet, kry 'n piknik, eet iets vooraf by ons hotel. En dan is daar 'n kaart wat jy kan volg, of jy kan op 'n webwerf kyk waar is jy en jouself so oriënteer. Of anders as jy lus voel, kan jy net rustig rondloop op jou eie pas en doen wat ook al jy wil. En sê vir ons, waar kan mense meer inligting in die hande kry of dan nou ook kaartjies bespreek? Jy moet aanlyn gaan kyk by speed.co.za/events en daar sal jy al die inligting kry. En ja, dit is baie belangrik dat jy vooraf bespreek, want dit is deesdae baie populêr en ons wil seker maak dat daar nie te veel mense is nie, sodat jy definitief die ervaring kan geniet. Nou, ons het nou nog so 'n minuut oor, maar ek wil net hê jy moet laastens vir ons sê, waarom sou jy mense wat nou ingeskakel is aanmoedig om wel 'n draai te kom maak? Baie van ons dink ons is miskien nie kunskenners nie, of die kunswêreld is nie vir ons nie, maar hier is 'n geleentheid om te doen te kry met kuns wat jou 'n bietjie anders laat dink en die wêreld op ander maniere sien, of dit nou stils is, of humoristies, of dramaties. Dis regtig fantasties as mense na ons kom en sê, dis nou regtig nie wat ek verwag het nie, dis iets nuuts. Annabel, ek sê vir jou baie dankie, dit klink werklik soos iets wat 'n mens moet gaan beleef. Jy kan intussen ingeskakel bly, want net hierna is dit tyd vir Joe Black se kuiertjie hier by Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug.